saam bid. Here ons God, U wat in ontoeganklike lig woon, ons nader as 'n gemeente saam in hierdie diens met ontzag, maar ook met 'n verwagting, want die Bybel sê, U woord is 'n lamp vir ons voet. Dit is 'n lig op ons pad. Laat die woord van Christus ryklik in hierdie gemeente woon, soos Kolossense 3:16 sê. En maak ons harte in hierdie diens ontvanklik soos die goeie grond in die gelykenis, sodat die saad van die evangelie vrug mag dra, 30, 60 en 100voudig. Breek die woord van die lewe vir ons, Here Jesus, soos U dit gedoen het op die pad na Emmaus, Lukas 24, sodat ons harte brand wanneer U met ons praat, soos daardie 2 Emmausgangers gesê het, hoe het ons harte nie brandende geword, toe Hy met ons gepraat het nie. Open die oë, dat ons die wonders van U woord kan sien, en laat hierdie woord nie na U leeg terugkeer nie, maar doen wat U behaag, waarvoor U dit stuur, in die naam van Jesus Christus, die enigste middelaar, tussen sondaars en 'n heilige God, en ons verlosser. Amen. Ons kom in ons reeks oor Matteus by die laaste gedeelte van hoofstuk 4. So dis Matteus 4, 12 tot 25 vanmôre. Matteus 4, 12 tot 25. Ons sal dan, as die Here se wil is, volgende Sondag aangaan by hoofstuk 8. Omdat ons 4 tot 7 oorslaan, die bergrede, ons slaan dit oor, omdat ons dit voorheen reeds behandel het, en ook in woord en klank behandel het. So ons gaan dit oorslaan, en dan by hoofstuk 8 volgende week hervat, as die Here wil. Die eerste deel van hoofstuk 8. Maar nou is ons by hoofstuk 4, en dit is dan daar die vers 12. Ons het nou verlede Sondag gesien, die versoeking in die woestyn, en alles wat dit behels. 'n klomp belangrike opmerkings gemaak verlede week rondom die 2 nature van Christus, 'n hele klomp groot stuk teologie wat ons geleer het verlede week. Vanmôre gaan ons na iets besonders kyk. Ons sien by vers 12, toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Met ander woorde, hy het verhuis. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebulon en Naftali. Die see is natuurlik die see van Galilea. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja, dis 700 jaar tevore gesê is, jy, gebied van Sebulon en gebied van Naftali aan die seekant en oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers. Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep, en hy sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Dink daaraan, jy los jou hele beroep met al jou inkomste, net so. Toe hy daarvan dan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, en hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om die nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg.
Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer. Die evangelie van die koninkryk verkondig. Let op, hier's 3 dinge. En elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Let op, hy het nie elke individu gesond gemaak nie. Hy het elke soort siekte kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van demone was, duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes na hom toe gebring en hy het hulle gesond gemaak. Groot meniges uit Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het hom gevolg. Ons lees tot sover saam hierdie treffende woorde en 'n treffende paragraaf. Werklike Godswoord hierdie. Hoe lyk 'n suksesverhaal uit 'n gewone wêreldse sekulêre oogpunt gesien? En hoe lyk 'n suksesverhaal uit 'n evangeliese Bybelse oogpunt gesien? Ek dink dis 2 heeltemal verskillende perspektiewe. Heeltemal verskillende perspektiewe. As jy byvoorbeeld kyk na die afgelope 2000 jaar, dan het die kerk van die Here Jesus Christus, en daarmee bedoel ek nie een of ander denominasie nie, ek bedoel die liggaam van Christus, oor die hele wêreld versprei en groei dit elke 24 uur met ongeveer 70.000 mense wat tot redding in Jesus Christus kom. Na 2 millennia en na baie onwaarskynlike begin, groei die ware kerk van Christus nog steeds. Dit klink vir my na 'n suksesverhaal. Maar watter bemarkingsstrategie en plan en innovering het dit so laat gebeur? Dis die vraag. McDonald's is ook 'n sekulêre suksesverhaal van 85 jaar alreeds, wat in 1940 begin is deur 2 broers in Los Angeles wat net 'n gewone restaurant begin het. En na 8 jaar van die restaurantbedryf het hulle gesê, wel, laat ons 'n bietjie, ons moet nou innoveer en dink, en hulle begin herorganiseer en herbou en 'n doeltreffende model begin opbou en totdat 'n visionêre man met die naam van Ray Kroc daar aangekom het by hulle en die potensiaal gesien het en visionêr gedink het en hulle aangespoor het om te begin franchise en reg oor Kalifornië te gaan en reg deur Amerika te gaan en uiteindelik oor die hele wêreld. Dis die verhaal van sekulêr, wêrelds, maar dis die verhaal van mense wat hulle produk gaan vervolmaak het, soveel so dat mense in Kaapstad dit vandag eet. En visionêr dink en uitbrei en sê, kom ons gaan oor die hele Amerika en die hele wêreld. En vandag na baie dekades eet ons dit nog steeds. Dit is 85 jaar van vandag af na waar McDonald's begin het. Maar wat het dit met Matteus 4 te doen? Wel, ons sien vandag dat nie na 85 jaar nie, na 2000 jaar sien ons 'n internasionale liggaam van Christus wat daagliks bonatuurlik groei, maar op 'n totaal ander manier wat volgens alle menslike standaarde nie kan werk nie. Hoe het dit dan gewerk? Hoe werk dit vandag nog? Daar was niks van slim visionêre bemarkingsstrategie nie, daar was niks van innoverende denke nie. Tevens baie gou het die Here Jesus die hele toneel totaal verlaat en na die hemel toe gevaar en net 11 verwarde manne agtergelaat met die opdrag om die evangelie te gaan verkondig en disippels te maak. Dis al. Dis dit. Dit was die bemarkingsstrategie. Misluk dit, misluk daai 11, dan misluk alles. Hoe hou jy daarvan?
Die nuwe era wat begin het met Jesus se aardse bediening sou platval, net daar. Maar hoe is dit dan, dat vanaf daardie 11 manne, wat daar staan en oop mond staar na die hemel, soos Jesus opvaar, hoe is dit dat vanaf hulle, na meer as 2000 jaar vandag, dat daar 'n internasionale liggaam van Christus is, wat nog steeds daagliks groei met 70.000? Terwyl dit begin het op 'n manier wat gemeen sal raai dat dit suksesvol kan wees nie. Ons het dit vanmôre gelees. Hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, beskryf hoe dat die Here Jesus se aardse openbare bediening begin het. Maar volgens alle menslike standaarde was dit ondoeltreffend, het hy hopeloos die verkeerde plek gekies om te begin byvoorbeeld. Hy het nie na die gewilde kulturele sentrums binne Israel gegaan nie. Hy het nie eers gegaan na Jerusalem, die hoofstad nie. Hy het begin bedien waar die duisternis die diepste was. Galilea van die nasies staan daar. Nie die landstreek van Judea nie, maar 'n streek van gemengde volke en godsdienstige gebroedsel. 'n Nagdonker geestelike duisternis. Maar dit was juist daar waar die lig opgegaan het en die nuwe era begin het. Maar laat ons net vir 'n kort oombliekie by die begin net om die prentjie te kry van wat hier staan. Laat ons net vir 'n oombliekie net kyk na daai verse 12 en 13 vir 'n beginpunt kortliks. En laat ons net hierdie prentjie sien. Want jy moet by dit, jy hoef nie nou nie, maar jy kan later, by vers 12 en 13 in die kantlyn hier, kan jy skrywe Johannes 1:35 en verder, want jy moet die twee gedeeltes saam lees om die hele prentjie te kan kry. Johannes 1:35 en verder. As jy die twee gedeeltes saam lees, dan sien jy hoe het dit begin. Net vooraf het ons die vorige 2 Sondae gesien, net vooraf, voor vers 12, is die Here Jesus deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier gedoop en het die Vader se stem hoorbaar gekom wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, en die Heilige Gees het op hom gekom soos 'n duif, en daarna die Gees hom na die woestyn gelei vir 40 dae en nagte, waar hy deur die Satan versoek is, maar hy oorwinnend uitgestap het verlede week se boodskap. Nou, streng gesproke het die Here Jesus se openbare bediening daar reeds begin, toe hy ongeveer 30 jaar oud was. Voor Johannes die Doper se doop, het Jesus glad nie vir 30 jaar, glad nie in die openbaar bedien nie. Hy was 'n skrynwerker in Nasaret saam met Josef. Maar nou as jy die Johannes 1 gedeelte saam lees, dan sien jy wat daar gebeur het. Na Jesus se doop, na Jesus se doop, is hy nie onmiddellik in die woestyn nie. Daar was eers 'n tydjie gewees wat hy nog daar in die omtrek was, en waar Johannes die Doper na hom gewys het met sy vinger en gesê, daar is die lam van God. En Johannes het ook volgelinge gehad, en onder andere Andreas en 'n vriend van hom was volgelinge van Johannes die Doper, en toe hoor hulle wat Johannes van Jesus sê, dat hy die lam van God is, en hulle is verskriklik geïnteresseerd, en hulle gaan toe na Jesus toe, en hulle vra of hulle nie die dag by hom kan spandeer nie. En toe gaan Andreas en toe gaan haal hy sy broer Simon, gaan haal hy hom en bring hom ook. En daar verander Here Jesus sy naam, Simon se naam, na Petrus toe, wat beteken rots. En die volgende dag is Jesus toe net tydelik in die gebied van Galilea, en daar roep hy vir Filippus. En dit moes kort daarna gewees het wat hy toe in die woestyn ingelei is deur die Heilige Gees vir die 40 dae vir die versoeking. Met ander woorde, Jesus het nog nie met sy amptelike openbare bediening begin nie. Hy het nog nie daarmee begin nie. Petrus, Andreas en Filippus het hom wel ontmoet daar en gehoor wat Johannes van hom sê en hom leer ken, maar het nog steeds hulle eie gang gegaan as vissers.
En toe word Johannes die Doper deur Herodes gevange geneem. Hy word gearresteer. Markus 1:14. En dit is die punt waar Matteus 4 vers 12 inskop. Dis die sein dat Jesus nou voltyds met sy amptelike openbare bediening begin. Hy trek na Galilea toe, nie tydelik nie, hy vestig hom in Kapernaum langs die see van Galilea, hy begin preek daar en bedien daar. En dis toe wat die Here se amptelike lewensveranderende roeping op Petrus, Andreas as ook Jakobus en Johannes uitgegaan het. Wat ons gelees het. Jesus tree met ander woorde vorentoe die moment toe Johannes die Doper stilgemaak word. Die profeet het nou sy werk klaar gedoen, die weg is voorberei, nou kom die koning na vore. Dis Christus. Hy begin met sy amptelike publieke bediening, hy roep disippels amptelik, en dit sou ongeveer 3,5 jaar duur, tot by die kruisiging. Maar waarom nou juis Kapernaum toe trek? Matteus sê waarom Jesus Kapernaum toe getrek het om hierdie bediening te begin. En dis 'n baie belangrike leidraad vir ons aanvanklike vraag aan die begin van hierdie boodskap van hoe die kerk van Jesus na 2000 jaar nog steeds groei sonder innoverende planne, bemarking en enigiets. Hoe, en hier is 'n leidraad, Matteus sê, die hele proses was bonatuurlik bestuur deur dit wat Jesaja 700 jaar tevore neergeskryf het. In Jesaja 9 vers 1 en 2, waar God voorspel het, 'n groot lig sal opgaan oor Galilea van die nasies. En as jy die presiese woorde van Jesaja 9 wil weet, hier is dit. Hy het gesê, jy gebied van Sebulon en gebied van Naftali aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis is, het 'n groot lig gesien. Hoor hoe sit hy dit in die verlede tyd, terwyl dit 700 jaar in die toekoms is. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. En as jy nou by Jesaja self gaan blaai en kyk, moenie nou doen nie, maar as jy by Jesaja self gaan kyk en lees, dan sal jy sien dat net die volgende verse in Jesaja verduidelik en sê wat hierdie lig is wat in die duisternis sal skyn. Hy sê, vir ons is 'n kind gebore, vir ons is 'n seun gegee. Die heerskappy is op sy skouer en sy naam sal genoem word Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Is die koms van die Messias is die lig. Wat spesifiek waar? In Galilea sou begin skyn. Is dit nie wonderlik om te dink dat elke letter is vervul nie? Die Heilige Gees gebruik letterlik, superbonatuurlik, gebruik hy Jesaja se profesie van 700 jaar tevore, gebruik hy dit om vir Jesus se strategiese skuif te laat maak en hom in die landstreek van Galilea te bring. En daar sou die nuwe era begin aanbreek. 'n Nuwe dag sou breek. Die lig sou die duisternis beginne verdryf. 'n Proses wat vandag na meer as 2000 jaar nog steeds voortduur, maar nie op die manier waarop McDonald's groot gegaan het nie, maar op 'n totaal ander manier, want God se koninkryk word nie bestuur soos 'n besigheid en deur 'n sekulêre visionêre bemarkingsstrategie nie. Die koninkryk van God word, hoor hier, wonderbaarlik uit die hemel aangedryf en voortgestuur deur die kragtige bediening van God die Heilige Gees, gebou op God se ewige raadsplan en soos dit in die Ou Testament reeds geskryf is. Prys die Here daarvoor. Dis vandag nog net so. Presies daar begin ons nou, kan jy sien, begin ons nou die antwoord op ons aanvanklike vraag kry. Hoe was dit en hoe is dit enigstens moontlik dat daar vandag 'n steeds groeiende internasionale liggaam van Christus is, wat sonder enige slim bemarkingsstrategie daar in Galilea 'n veragte
eenvoudige streek, begin het daar tussen vissermanne en gewone mense, begin die groot reddingswerk van God en begin die lig skyn wat vir 7 eeue lank in 'n profesie van Jesaja beloof was. Dit word met eens nou vlees en bloed in Jesus. So, die antwoord op die hoe is dat dit tot op hierdie oomblik nog steeds bonatuurlik uit die hemel aangedryf word deur die kragtige bediening van die Heilige Gees, geskoei op die Vader se ewige raadsplan, soos in die skrif geskryf is. Daarom kan dit nie misluk nie, en daarom sal dit nie misluk nie, en sal dit net voortrol tot by die einde van die tyd. Nadat ek die afgelope week hierdie hele boodskap geskryf het ek weer die skrifgedeelte hierby, ek kan nie onthou wanneer nie, donderdag of wanneer, het ek weer die skrifgedeelte gaan lees. En met die weer lees van hierdie skrifgedeelte, het ek net eenvoudig skielik besef waaroor dit eintlik gaan. Dit lyk maar net soos 'n stukkie geskiedenis hierdie, maar dit is nie. Ek het besef waaroor dit eintlik gaan, en toe moes ek die helfte van wat ek geskryf het, uitvee en oorskryf. En ek het ook. Want as 'n mens nou keurig na hierdie verse 12 tot 25 kyk, gemeente, dan sien jy dat, hoor nou hier, jy sien dat omtrent alles wat daar staan, geheel en al handel oor 'n menslike, onverklaarbare stiekkrag wat bonatuurlik aan die werk is sonder mensehande. Wat wil sê dat die totale Christelike geloof van begin tot einde 'n bonatuurlike aangeleentheid is. Indien daar nie 'n bonatuurlike werking van die hemel af 'n mens se lewe kom aanraak en vasgryp nie, dan kan en sal so 'n mens nooit nuut gemaak word en die Here ken en salig leef en sterf nie. Vergeet dit. En as jy die bonatuurlike werking van die Heilige Gees nog nie in jou eie lewe beleef het nie, dan kan jy ook nie saam praat met ander nie. Dan moet jy jou mond hou. Want 'n mens kan nie praat oor goed wat jy nie beleef het nie. Niks van die ware geestelike lewe sal posvat nie, al staan so 'n persoon vir 40 jaar op 'n kansel en bedien die woord. Dan moet 'n beslaglegging op jou lewe van God kom, uit sy besluit en sy inisiatief, en 'n stuk voortstuwing deur die Heilige Gees. Hierdie hele perikoop getuig daarvan, wanneer dit vertel hoe die Here Jesus se openbare bediening begin het, en hoe die nuwe era begin het. Die eerste voorbeeld daarvan het ons nou reeds bespreek, gaan ek nie weer bespreek nie, ons het dit nou reeds bespreek. Dis die eerste voorbeeld. Die Here Jesus verskuif, hy verskuif vanaf Nasaret na die gebied van Zebulon en Naftali, omdat hy daarheen, hoor hier, omdat hy daarheen verskuif word. Hy word letterlik verskuif deur iets wat 'n profeet 700 jaar tevore geskryf het. Dis 'n suiwer 100% bonatuurlike Heilige Gees aangedrewe verhuising wat plaasvind. Het jy al ooit van so 'n verhuising gehoor? Een trek. Jy ooit van so iets gehoor? Ek haas my. Die tweede voorbeeld, broers en susters, dat alles van begin tot einde 'n bonatuurlike aangeleentheid is die kernboodskap van die Here Jesus se openbare prediking waarmee hy begin preek het. Wat die groot lig is wat in die duisternis van daai mense se lewens begin skyn het. Hy sê, net soos Johannes die Doper begin preek het, sê Jesus ook, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die nuwe era begin met hierdie indringende oproep tot omkeer, tot bekering. En die woord want maak al die verskil. Hy sê, bekeer julle, want
die koninkryk van die hemel het naby gekom. Met ander woorde, om enigstens te kan bekeer, is 'n 100% bonatuurlike Heilige Gees aangedrewe aangeleentheid, omdat die koninkryk van God se kant af, sonder menslike inset, naby jou gekom het, en dat hy naby gekom het, dat God se koninkryk, sy heerskappy naby gekom het, beteken dat Christus naby gekom het, want die koninkryk van God, die heerskappy van God, is in Christus gesetel. Johannes die Doper het ook begin met bekeer julle. Maar nou kom dit met groter gesag, want nou praat die koning self. En hy roep jou tot 'n nuwe burgerskap. Bekeer julle staan in die Grieks, in die voortgaande tydsvorm van die werkwoord. Dit beteken bekeer julle voortdurend. Laat dit 'n lewenshouding word. En dit beteken letterlik om julle denke te verander. Draai om, maar dit begin hier in jou kop. Dis nie net trane nie, dis nie net berou nie, dis 'n nuwe rigting. Dis 'n volledige draai van duisternis na lig. Dis nie net 'n morele verbetering van 'n nuwe blaadjie omslaan nie, vergeet dit. Waarom? Want die koninkryk van die hemel het naby gekom, sê hy. In die Grieks sê, beteken dat die koninkryk is 'n toestand wat naby is. Dis 'n toestand, dis 'n realiteit wat nou hier is, omdat dit aanwesig en aktief is deur Jesus Christus wat hier is. Is nog steeds dieselfde vandag. Niemand kom onder die heerskappy van God. Niemand kom in die koninkryk van God sonder bekering nie. In Handelinge 3 vers 19 staan daar, bekeer julle, sodat julle sondes uitgedelg kan word. Om te bekeer is nie 'n straf nie, dis 'n uitnodiging na die lewe. Dit is om uit die nag uit te stap na die opkoms van die son, van God se genade. Maar jy kan sien, dit is totaal bonatuurlik. Heeltemal. Die derde voorbeeld dat alles van begin tot einde 'n bonatuurlike aangeleentheid is daardie geweldige lig waarvan Jesaja al gepraat het, wat die geestelike duisternis omskep in 'n nuwe dageraad. Daai geweldige lig, daai landstreek in Kapernaum en daai omgewing was donker. Dit was 'n gemengde streek, half Jood, half heiden. Dit was 'n gebroedsel. Maar dis waar God se lig opgaan, daar waar dit die donkerste is. Die ware lig wat elke mens verlig is aan die kom in die wêreld, sê Johannes 1:9. Christus kom, vriende, hy kom om te verlig. Hy breek deur ons duisternis, deur jou onkunde, deur jou vrese, deur jou selfregverdiging, deur jou ongeloof. Kyk wat sê Jesaja alreeds, Jesaja 9. Jesaja het reeds gesê, die lig gaan skyn in die skemerland van die dood. Sien, 'n plek van onkunde, nie 'n plek van dood. Daar bring Jesus se lig lewe waar daar dood is. Dit is amper soos die wonder van die skepping in Genesis 1 waar God gesê het, laat daar lig wees. God spreek in die chaos in. En daar kom orde, en daar kom dag, daar kom lig, 'n nuwe era kom. Ons hoef nie self die lig te maak nie. Dis altyd wat alle mense wil doen. Jy hoor 'n boodskap soos hier, jy word aangespreek in jou gewete. Jy klim in jou kar in die parkeergarage, jy ry hier uit, of jy loop of jy doen wat jy ook al doen. En dan is jy aangespreek in jou gewete en dan dink jy wel, wat moet ek nou gaan doen? Ons probeer altyd die lig self maak. Maar nee, die Bybel sê die lig kom van bo. En waar die lig kom, moet die duisternis pad gee. As daar enige iets in my lewe is wat ons nog wegsteek of wat ons vertroetel of bedek, bring dit 'n bietjie na die lig toe en kyk 'n bietjie wat gebeur. 1 Johannes 1:7 sê, as ons in die lig wandel, dan reinig die bloed van Jesus Christus ons. Die vierde voorbeeld, dat alles van begin tot einde 'n bonatuurlike aangeleentheid is. Die vierde voorbeeld wil ek vir u sê, dit het my weer verstom toe ek dit gelees het. Dit is die verbuisterende krag. Hoor nou hier, want dis die kern van vandag. Dis die verbuisterende krag wat die Here se roeping
op 'n individu tot gevolg het. Dit is amper asof jou twee oë so oor mekaar kyk, wanneer jy vers 18 tot 22 lees. Jy vra, kan dit regtig wees wat daar staan? Die heiland loop langs die see van Galilea en hy neem die goddelike inisiatief om volgelinge amptelik te begin roep. Daar gaan 'n roeping uit op ouens, op hulle name en onmiddellik word hulle dit. Klaar, uit en verby. Hulle los alles. Hulle los alles net so. Hulle begin Jesus navolg. 'n totaal 100% integrale ommekeer vind plaas. Net so. En enige iemand van ons wat in die diens is, enige iemand wat die goddelose selfgesentreerde hart van die mens ken, weet mos dat so 'n ommeswaai nie menslik moontlik is nie. Maar jy sien, hier vind 'n Heilige Gees aangedrewe stuwing plaas. En niks kan dit keer en niemand kan dit keer nie. Petrus en Andreas en later Jakobus en Johannes word plotseling deur God se effektiewe roeping getransformeer tot volgelinge van die man van Nasaret binne 'n kwessie van sekondes. 'n Kwessie van sekondes. Soveel so dat hulle bereid is om hulle vissersberoep en met ander woorde hulle inkomste en hulle familie agter te laat. Terwyl Jakobus en Johannes geen vooraf kennis gehad het van wie hierdie man is wat hulle roep nie. Andreas en Petrus het wel vroeër, soos ek gesê het, tyd saam met die meester deurgebring by die Johannes die Doper se doop en Petrus se naam is deur Jesus verander. Dit het gebeur, maar daar was nog geen amptelike roeping op hulle tot voltydse disippels wat tot hulle uitgegaan het nie. Nou kom dit. En onmiddellik los Jakobus en Johannes hulle boot en hulle pa en loop agter Jesus aan. Daardie effektiewe goddelike roeping maak hulle vissers van mense, maak hulle sielewenners, evangeliste in ons idioom gesê, en van toe af begin hulle mense vang en nie meer vis nie. En enige een van ons wat hierso sit weet dat dit menslik onmoontlik is. Hoeveel keer het ons al besluit of voorgeneem om te dit en te dat nie. Ja, jy kom so 'n dag of 2 verder, maar daar gebeur nie iets nie. Daar's nie 'n wesenlike verandering nie. Wil jy nie vanmôre u hand opsteek en na die Here roep en sê, Here, wil u my nie kom aanraak nie? Asseblief. Ek kan nie so lewe nie. Ek kan nie so aanhou lewe nie. Dis 'n patetiese storie wat ek mee besig is. Kom raak my aan. Die wesenlike kern verandering word teweeggebring, vriende, deur die Here se roeping wat op hulle uitgegaan het. Die roeping op sigself transformeer hulle. Die transformasie hang nie af van wat kies jy nie, meneer? Wat besluit jy, dame? Dis nie dit nie. Die roeping transformeer en impakteer hulle so geweldig dat hulle keuse eintlik net vanselfsprekend word. Hulle los hulle boot, hulle los hulle nette, hulle los hulle familie en hulle volg Jesus. En hulle is vissers van mense onmiddellik. Vriende, dit gaan, ek weet dit al gesê, laat ek dit weer sê, hierdie boodskap is so belangrik. Omdat ons te min tyd het, kan ek nie alles sê wat ek moet nie. Maar laat ek kortlik sê wat ek al tevore gesê het. En luister mooi, al is dit warm, probeer luister. Daar gaan van God af altyd 2 soorte roepings uit. Altyd. Daar's 'n algemene roeping, daar's 'n besondere roeping. Daar's 'n algemene roeping wat van God uitgaan tot almal wat die skepping sien en wat die woord van die Here hoor. Dis 'n algemene roeping wat uitgaan, maar die meeste mense word nie daardeur getransformeer en geïmpakteer nie. Wat die algemene roeping doen is, hy plaas jou net in 'n posisie waar jy nie meer verontskuldiging gaan hê in die oordeelsdag nie. Maar dan is daar die besondere roeping. Die groot woord wat ons sê is die partikuliere. Vergeet dit onmiddellik. Ek het dit nie gesê nie. Maar die woord is die partikuliere roeping van God. Die besondere roeping van God. Gaan uit tot individue. Dames en broers en susters. So gewoond om buite te preek. En dit is
Dit is die besondere roeping van die Here wat effektief is in sommige individue en wat hulle lewens onherroepelik herskep. En dan is jy 'n Christen. Dan is jy 'n Christen. Van af. Dis wat hier gebeur het. Ek kan vir u sê, en u wat na hierdie video kyk en na hierdie opname luister, ek kan vir u sê, u kan luister, u kan met 100% sekerheid weet, indien u lewe nie herskep is, en jy weet mos of jou lewe herskep is, indien u lewe nie herskep is tot 'n navolgeling van Christus en 'n visser van mense nie, is dit omdat u nog nooit deur die Here geroep is nie. Dis die rede. Dis die rede. Is nog nooit geroep nie. U was geroep en u is geroep en u word geroep met die algemene roeping van God, ja. Maar sy effektiewe roeping het nog nie tot u gekom nie. By die doop, toe u nog so groot was, voordat u pappa of mamma kon sê, het God se algemene roeping reeds tot u lewe gekom, en op u naam het God gesê, al my beloftes van die evangelie is vir jou. Met my handtekening sê ek dit vir jou. Maar dit wat by die doop gebeur het, broers en susters, dit moet opgevolg word in ons lewe met die besondere roeping van die Here. U sal nooit herskep word tensy die Here u roep nie. Lazarus sou morsdood in daai graf gebly het, indien die Here Jesus hom nie op sy naam uit die dood geroep het nie. Maar toe die Here Jesus hom met 'n effektiewe roeping op sy naam uit die dood roep, toe kon hy nie in die graf bly nie. Toe kom hy uit, boep, dadelik. Hier kom die ou uit, met al die grafklere nog aan hom. Die ou kan nie eens loop nie, soos hy toegedraai. Indien die Here God besluit om by u verby te gaan met sy roeping, dan sal u éventueel sterf in daardie toestand. U sal sterf in die toestand waarin u vanmôre is. Die talle ander vissers in Galilea, wie die Here Jesus nie geroep het nie, en by wie hy verbygegaan het met sy roeping, het vissers gebly en hom nooit begin volg nie, en nooit mense begin vang nie. Hulle het aangehou met visvang. En dat hulle ook nie bekommer nie, want hulle was gelukkig. Die mens wat nie deur die Here geroep is nie, dit bekommer hom nie, bekommer haar nie. Die effektiewe roeping van God is van A tot Z, waaroor alles gaan in die Christelike geloof. Roep hy u en my, dan sal ons lewend word. Roep hy ons nie, dan gaan ons dood bly tot by ons fisiese dood. Al is ons kerklidmate tot die einde van ons lewe. Indien jy voel hoe die sweet u uittap, indien jy voel hoe jy bors toetrek van benoudheid wanneer jy hierdie woorde hoor en jy voel om te wil vra, het die Here dalk by my verbygegaan met sy roeping? Wel, dan is hy waarskynlik geroep. Dis dalk 'n goeie teken. Want iemand by wie die Here met sy roeping verbygaan, sweet nie, word nie benoud nie en voel goed oor homself. Maar as die roeping tot jou uitgaan, die goed bekommer jou. Soos Jesaja 28:20 sê, dit voel vir jou of jou bed te klein raak en jou kombers te smal is. Dis dalk 'n goeie teken dat die Here se roeping tot u uitgaan. Ek is bekommerd oor mense wat nie bekommerd is nie. Oor hulle bekommer ek my. En daar's nie een van u wat vanmôre vir my sit en kyk vir wie ek nie in hierdie week gebid het nie. Ek het vir elkeen van, ek kan by Marina begin, Doan, Marina, ek kan afgaan, Sieg, vir jou het ek vanmôre gebid, ek kan afgaan op hierdie ry, ek het vir elkeen van u op die naam gebid in die week, wat die 7 dae wat verby is,
en aan u gedink, en gedink aan die omstandighede wat ek die meeste van ken. En vir die Here gesê oor wie ek besorgd is, omdat hulle nie besorgd is nie. Maar as die Here jou roep, dan word jy so benoud, dat jy opspring en na Jesus toe hardloop. Ek wil vanmôre vir u gevra het, of u nie hande gaan opsteek vanmôre in hierdie diens om te sê, en waarom kan ons dit nie doen nie? En waarom moet ons sê, almal moet hulle oë toe hou, dat niemand sien wie steek hulle hande op nie? Vir wat? Is dit 'n skande om na Christus te kom? Die hele wêreld kan dit sien. Maar as daar iemand wat vanmôre hier sê, ek is bewus van hierdie goddelike roeping op my, nou hoor ek dit geartikuleer in hierdie preek, nou weet ek, 2 by 2 is 4, ek weet dit, en ek gaan nie by daai deure uitloop, deur daai steeg en in my kar klim, voor ek nie weet, ek is deurgehaak nie. So miskien is daar so iemand. Steek dan maar die simboliese hand op. Maar roep uit tot die Here. Roep uit. Daar is so baie goed wat vir ons belangrik is. Nou raak dit Kersfees in Desember. En alles gaan net daaroor. Ons weet nie eens of ons Kersdag gaan sien nie. Hoe weet jy? Maar ons weet dat ons een of ander tyd voor die Here gaan staan. So, steek dan nou maar 'n simboliese hand op. Ek het vanmôre vroeg gedink, wat gaan ek vir u vanmôre sê en wat gaan ek vir u laat doen? Wat gaan ek vra? Wat 'n oproep gaan ek maak? Maar ek voel net dat ons nie hierdie woord kan laat net verbygaan vanmôre en net niks doen met dit nie. Dit sal verkeerd wees. So u kan so lank begin dink wie hande opsteek. Die laaste, 5de en laaste voorbeeld, dat alles van begin tot einde 'n bonatuurlike aangeleentheid is laastens kortliks, is die verbuisterende invloed wat die Here Jesus se drievoudige, eenvoudige model van bediening op die hele omgewing tot gevolg gehad het. Ons ken nie so iets vandag nie. Hy het net 3 eenvoudige goedjies begin doen. Hy het aan die sinagoges die Jode begin leer. Tweedens, het hy oral waar hy kom, het hy die goeie nuus van die evangelie begin verkondig. Derdens, het hy die gebrokenes geheel. Van kwale en aanvegtings en demoniese binding, pyne, verlamdes, epilepsieleiers en almal. En gevolglik het die mense van oral af het hulle begin omvolg, want ware lig trek mense aan. 'n Nuwe era het aangebreek, dit kon almal sien. Skares van so ver as Jerusalem en Judea en ander kant Jordaan het begin aankom. Die lig lok, jy sien, die lig leef, die lig trek. Die mobilisering van so baie mense van so ver af, deur so eenvoudige bediening, deur een man van lering, verkondiging en heling, was 'n bonatuurlike werk uit die hemel, sonder twyfel. Amper soos 'n magneet wat die mense getrek het. Vriende, Christus genees nog steeds in alle opsigte. Ek glo dit 100%. Christus verhoor nog steeds gebed. Ek glo dit 100%. Die grootste genesing is egter nie net die liggaam nie, maar die siel. Jesus breek die mag van sonde. Hy breek die juk van skuld en die kettinge van vrees. Hy laat daai sluiers van jou oë afval, dat ewe skielik sien jy wat jy nooit kon sien nie.
En ek wil vir u sê, die lig wat in Galilea opgegaan het, skyn nog steeds. Jesus sê in Johannes 8, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig in sy lewe hê. Ons lewe nog steeds vandag in die tyd van die nuwe era. Ag, mag die Here sy woord opvolg. Wat kan ek anders bid? Dat die Here sy woord sal opvolg in harte. Dis 'n diep binne ding hierdie. Vader, ons dank U vanmôre vir die bediening van die Heilige Skrif. Here, U praat nie met menslike wyshede nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Here, en ons kan so maklik hoor en dan bedrieg ons onsself, sê Jakobus 1. Ons bid dat die saad wat gesaai is, Here, nie deur die voëls opgepik word nie. Vorm ons na die beeld van U Seun. En Here, hoor daardie hart wat miskien vanmôre na U uitroep. En sê, Here, ek kan nie sonder die besondere roeping van God in my lewe leef nie. Ek wil nie, ek kan nie en ek sal nie. Mag die woord van die Here, wat ons vanmôre weer gehoor het, vir ons leer, Here, toerus. Want dit is 'n kragtige woord, omdat dit van God kom. Dat glo ons onvoorwaardelik. Dankie dat U Tafelberg gemeente so seën, so hou, so bewaar in die holte van U hand. Hierdie klein gemeente, Here, wat in die oë van die wêreld niets beduidend is, maar nie vir God nie. Nie vir God nie. Baie dankie. Ons eer U. En omdat U ons eerste lief gehad het, mag ons U ook lief hê. Amen.